Louis, daar is so baie grappies oor skoonouers. Daar is mense wat dink dat hierdie is glad nie 'n probleem nie, want hulle het wonderlike skoonouers dat hulle kan nie indink dat mense kan regtig hiermee sukkel nie. Maar soos jy al by verskeie geleenthede gesê het, skoonouers is nou net mooi die verhouding wat jy nie gekies het nie. Jy het jou verhoudingsmaat gekies en dis nou maar 'n pakket wat saamkom. Ja, dis die pakkie wat jy moet vat gewoonlik omtrent altyd. En partymal tot jou groot vreugde en partykeer tot jou groot afgryse natuurlik. En dis natuurlik ons is nie een gebore met die vaardigheid om eintlik waarlik goed of suksesvol te kan kommunikeer nie. Ons sukkel selfs met ons eie verhoudingsmaats wie ons gekies het. So mens kan indink as jy sukkel met jou eie skoonouers, dat dit eintlik dit sal normaal wees. Ja, dit is absoluut so en ek dink hierdie is 'n tema wat eintlik bietjie onderskat word, Lise. Skoonouerskap kom nie met 'n handboek nie, net soos ouerskap, maar dis nie dieselfde ding nie. Om 'n skoonouer te wees is nie dieselfde ding as om 'n ouer te wees nie. En soos met alle tipe verhoudings, nabye verhoudings, of dit vennootskappe of vriendskappe of liefdesverhoudings of familieverhoudings is die verhoudings tussen skoonouers en kinders, hulle kinders of hulle skoonkinders as daar so 'n term is baie keer 'n bron van vreugde en vir mense 'n groot ondersteuning en 'n betekenisvolle tema in hulle lewe. Vir baie mense egter is dit ook 'n geweldige bron van konflik, ongelukkigheid, soos met alle verhoudings. En soos met alle verhoudings is skoonouerskap 'n spesifieke verhouding, né? Daar is magspel betrokke, daar is hiërargie by betrokke en daar is bietjie van 'n moed by betrokke. Ons moet eintlik maar oor die weg kom, want as ons nie oor die weg kom nie, gaan dinge baie moeilik en onaangenaam wees vir die meeste mense. Ek het toe ons besluit het op hierdie onderwerp net ek bietjie gaan oplees daaroor om te kyk om vir mense ook gerus te stel, want weet jy, ek kan dink Louis, jy kry dit seker baie dat mense kom sit in jou praktyk en hulle sê maar ek en Piet is getroud. Piet kom so goed met my ouers oor die weg dat ek voel skuldig dat ek nie met Piet se ouers oor die weg kan kom. Dit voel vir my daar's iets met my verkeerd. Vanuit die eggenootposisie uit en jy's reg, ek sien dit geweldig baie in die praktyk. Dis 'n algemene ding van skoonmense en kinders wat nie oor die weg kom nie en wat regtig graag wil oor die weg kom, maar wat sukkel daarmee. En die eggenoot of eggenote is gewoonlik in 'n baie moeilike posisie waar daar konflik is. Die posisie is dat uit my eie keuse uit, as die verhouding net van my afhang het, dan sou ek nie belang gestel het in 'n verhouding met my skoonpa of skoonma nie, want ek hou nie van hom of haar nie. Of hulle hou nie van my nie. Maar ek moet ter wille van my man of my vrou. En dit veroorsaak baie komplekse ervarings, hoor. Baie mense bou nogal weerstand ook op daaroor as gevolg van die moedkomponent. Weet jy wat was my baie interessant geweest van wat ek gelees het oor hierdie spesifieke kwessie? Is die angs en selfs ek gaan nou sê depressie, maar ek dink ons bedoel meer amper soos daai tipe ding van uitbranding, maar dis daai angstigheid van skoonouers kom kuier, dis vakansietyd of hulle bly dalk in die straat en hulle kom klop sommer net in. Daai afwagting die hele tyd van die konflik wat nou gaan voorlê, daai kan vir mense geweldige probleme op 'n gemoedsvlak veroorsaak. Geweldig. Mense sal sê, luister, oor 2 naweke moet ons nou weer die familiebraai doen. En my maag trek nou al op 'n knop. Ek weet nie hoe gaan ek dit regkry nie. Dit is soos 'n taak, 'n onaangename taak, iets wat ontbeer moet word, waardeur jy maar net eenvoudig moet kom. En onthou daarom, ons praat hier van alle verhoudings is tog op 'n kontinuum van waar dit goed gaan of sleg gaan. Aan die een kant van die kontinuum het ons wonderlike verhoudings, aan die ander kant allerverskriklike verhoudings. En almal is mos nie op die kontinuum se eindpunte nie. Daar is maar komponente hiervan van lekker en sleg in meeste verhoudings. Dit is so maar dit voel vir my in hierdie spesifieke konteks word daar geweldig baie vinger gewys van wie se skuld dit is. Ja, natuurlik. Dis amper soos kleuters, boeties en sissies en sibbe en so wat beklei met mekaar, maar hy het dit begin of sy het dit begin, dit was nie ek gewees nie. En hierdie voel vir my okay, ons almal kan besef jy skiet jouself in die voet as jy nou eers gaan begin vinger wys, maar ek kan nie eens indink
hoe kan 'n mens daai konflik dan aanspreek as almal gelyktydig gaan, ja, maar Piet, dit was jou vrou gewees. Sy het alweer vir my gesê dat my hoenderslaai is nie goed genoeg nie, of ek mag nie jou bord by jou vat om te gaan was nie, want dis nie my werk nie, dis haar werk. Of dan kom Sunny nou en sê, ja, maar Piet, jou ma, sy gryp altyd die bord uit my hand uit want sy wil vir jou skep, of sy wil wys dat sy is 'n beter ma of versorger van jou as wat ek ooit is. Ja, ja. Wel, Lise, die kritiese komponent is in wat jou vraag of jou stelling hierso is dis 'n komplekse vorm van konflik as daar konflik is tussen skoonouers en kinders. En natuurlik, hoe spreek mens dit aan? Maar jy weet, miskien moet ons net gou kyk, as jy nie omgee nie, wat is die tipiese tipe konflikte wat voorkom? Daar's nogal 'n navorsing hieronder, né? En die navorsing wys so 'n paar goed wat amper oor die algemeen 'n rol speel, is natuurlik kulturele verskille en generasieverskille. Die ou generasie doen dinge andersins as die nuwe generasie. Ja. Daar is altyd 'n ding met grense. Party mense, daar's altyd, jy weet, daai ou grappie van die skoonma en die skoonma meng altyd in. Dis nogal 'n groot ding, die hele kwessie van wat is grense, wat is die mandaat van skoonmense om betrokke te wees en wanneer nie, veral as daar kleinkinders is. Veral oor hoe die kleinkinders opgevoed en grootgemaak word. Hierdie ding wat jy nou genoem, die loyaliteitskonflikte, is, jy weet, ek is loyaal teenoor my eggenoot, maar aan die ander kant, wat nou van my ouers? En nou word my ouers sleg gesê, en waar moet my loyaliteit nou lê? Is die groot vraag. Jy weet, verskillende verwagtings. Die tipiese goed wat mense oorkla is, man, luister, skoonmense meng in. Hulle kritiseer altyd. Hulle behou die reg voor om te kan sê, maar dis goed of dis sleg of dis reg of dis verkeerd. Verskille oor familie bymekaar kom, jy kan nie glo hoe Kersfeeste en vakansietye kan verskille veroorsaak in tussen skoonmense. En natuurlik daai godsdienstige en kulturele verskille veroorsaak baie keer daai moeilikheid. Voor ons verder gaan nie mee, wil ek die vraag vir jou vra, en dit is vir my 'n belangrike vraag. Dit is amper soos 'n sosiale eksperiment, eintlik tipe vraag of wat ook al, maar hoe belangrik is dit om eintlik te werk aan hierdie verhouding? Hoe belangrik is dit vir jou verhouding, vir jou huweliksmaat se verhouding, om wel te probeer die konflikte op te los tussen jou en jou skoonouers? Meeste mense gaan vir jou sê, dit is verskriklik belangrik. Al is dit vir die rede dat jy self nie lus is om met konflik te sit nie. Dis nie nodig, dis vir meeste mense nie so belangrik dat hulle so lief is vir hulle skoonmense dat hulle wil daardie verhouding hê, maar dit is net baie belangriker dat daar nie moet konflik wees nie. Maar uit die skoonouers se posisie ook. Onthou ons, in alle verhoudings is daar magspel en hiërargie. Dis algemeen onder skoonouers dat hulle meer mag het finansiëel en ook natuurlik hiërargies. Jy's ouer, jy's die pa of die ma. Jy het net meer mag. Maar kinders het gewoonlik mag met hulle kinders, met die kleinkinders. Die bekende ding, maar as julle so wil wees, dan sien julle maar ons nou nie weer nie, en ook nie die kleinkinders nie. Dit is nou die ekstreme vorm van die konflik. Ja, oupa en ouma word afgeskryf. Dis van ontsettende belang in meeste gevalle dat daardie verhouding moet glad loop, want almal staan 'n groot kans om te verloor as dit nie gebeur. Ja. Dit is baie belangrik. Kyk, ek voel altyd ondersteuning is ondersteuning. Almal gaan nie altyd oor die weg kom nie. Maar dis ook nie so eenvoudig om te sê dat jy mag nie kontak maak nie. As dit regtig 'n probleem is, as dit 'n amper soos 'n vorm van mishandeling is, dat mense jou regtig sleg hanteer, dan het jy natuurlik die keuse om hierdie verhouding te stop. Dis nie wat ons vandag sê nie. Ons probeer net sê daar is ook iets te sê vir iemand is maar net nie jou tipe persoon nie. Beteken nie dat jy hoef daai persoon af te skryf nie. Mens kry maniere wat mens kan oor die weg kom. Of jou skoonma gryp elke keer die pan uit jou hand uit en was dit maar self, en ja, dit is nou onaangenaam, maar sy bedoel daarom ook goed, en sy wil daarom, sy's nie 'n nare heks wat almal uitmekaar uitskel nie. Ek verstaan wat jy sê, en weet jy, ek kan vir jou sê, uit 'n privaat praktyk oogpunt uit, en dis mos nou maar 'n subjektiewe snit van die samelewing wat ek sien, is daar gewoonlik
amper net twee prosesse wat grootliks afspeel. Van skoonouers se kant af waar daar probleme is inmenging en die aanname dat hulle die reg het om voor te skryf. Ek sien dit baie. En dit veroorsaak moeilikheid. Maar vanuit die kinders van skoonouers sien mens ook sien ek baie keer dubbele boodskappe. Ons wil dinge hê soos ons dit wil hê wanneer dit ons pas, maar julle finansiële bydrae is baie welkom aan die einde van die maand. En die huis waarin ons bly wat julle eintlik vir ons betaal is ook welkom, jy weet. En dan is dit ook nie regverdig nie. Ja. Dan is dit nie regverdig. So en dan gaan die twee wat afspeel. Ek kan jy mos nou indink, jou skoonouers gaan kom met die gewere klaar gelaai en sê ja, maar ek bedoel ons betaal elke maand, so hoekom kan ek nie sê nie. Mens moet dit verstaan, absoluut. Nou, soos ek gesê het, almal wys vinger. Daai net begin, ek het dit nie begin nie, sy het dit gesê, het ek dit gesê. Nou dat ek dit sê, wil ek wag gou eers een punt hier. Almal dink altyd met skoonouers, skoonma. En ons wil net hier ook sê, nee, skoonpa kan net so moeilik wees. Veral vir 'n seun, vir die skoonseun, wat dalk nie goed genoeg is vir die dogter nie. Weet jy, Elise, wie van ons, wat 'n mans byvoorbeeld, kan nie vertel van die bewing in hulle broeke toe hulle jong mans was en hulle met skoonpa moet beïndruk, want jy moet vir skoonpa beïndruk. As jy hom nie beïndruk nie, het jy moeilikheid, want jy moet gaan, jy weet, jy moet gunste kry. En mense is bang vir jou skoonpa. Ja. En mense kry wonderlike skoonpaas, maar dan kry mense wat regtig die lewe so moeilik maak en so onaangenaam is. En dit is altyd 'n kwessie van grense. Dit is moeilik. Nee, natuurlik die ou skoonma grappie wat deur die eeue kom, jy weet, dit is daarom ook nie regverdig nie. Baie mense gaan in huwelik en verhoudings en kry wonderlike skoonmaas wat 'n aanwins in hulle lewens is. Ek en jy praat vandag oor waar die konflik is, nie waar die goeie is nie, want daar's baie goeie. Ja, en ek wou maar net ek wou opkom vir die skoonmaas wat altyd die grappies kry en die moeilike tyd kry en mense is al klaar bang vir hulle nog voor hulle ontmoet het. So ek wil net sê dat daar kan ook probleme wees met skoonpaas. Goed. Nou hulle wysvinger. Daai het dit begin. Daai het dit gesê. So. Die vraag bly nou, wie moet dit oplos? Want baie keer sê mense wel, Sunny is getroud met Piet. Piet se ma of pa is 'n groot probleem vir Sunny. Moet Sunny dit oplos of moet die skoonouers dit oplos? Okay. Goed, Elise, dit is 'n kardinale vraag. Ek het baie sterk opinies hieroor. En daar's 'n paar faktore wat ons in gedagte moet hou. Konflik tussen mense is konflik tussen mense, of dit tussen besigheidsvennote, familielede, vriende, huweliksmaats, skoonouers en skoonkinders, dis dieselfde proses. Almal blameer mekaar altyd, dis niks anders nie. Daar's niks anders wat in daardie proses gebeur as wat in enige ander konflik gebeur nie. En ons as mense is merkwaardig swak om dit op te los. Wat ons doen is presies wat jy gedemonstreer het. Ons wys dit uit. Ja, ma wil net altyd alles kontroleer. Ja, en julle wil maak net wat julle wil. En dan is die hoop dat jy gaan insien dat dit so is. Dan gaan jy sê, genigtig, wag, jy's reg, jammer, en nou verander jou hele gedrag. Dis belaglik en dit sal nooit werk nie. En dis maar 'n menslike ding. Goed. Dis baie menslik, ja. Nou kom die vraag tussen Gerard en sy vrou. Gerard het geweldige probleme met sy skoonmense, hulle het heeltyd konflik. Wie moet dit hanteer? Moet Gerard dit met sy skoonmense hanteer? Moet sy vrou dit want dis haar ouers? Hoe moet die ding werk? Nou, ek dink nie daar's vaste reëls met hierdie goed nie, maar ek dink wat geweldig belangrik hier is heel eerste is die egpaar of die verhoudingsmaats moet 'n onwrikbare plan van aksie tussen mekaar hê. Eerstens, anders gaan die konflik met die skoonouers nooit bestuur kan word nie. So in ander woorde, ek wil net gou hier inkom, ekskuus. So met ander woorde wat jy sê is die huweliksmaats moet dan saamstem. Daar is konflik. Almal sien dit, almal verstaan dit, wie se skuld dit is, maak nie nou saak nie, al daai nie, dis net
erken net dat ek sukkel met jou ouers of wat ook al en dan Ja. ons gaan nou saam 'n plan maak. Dit is gewoonlik nie die probleem om die erkenning te maak nie. Die probleem kom in oor om 'n gesamentlike plan van aksie te hê met die probleem. En onthou, dit is wat alle verhoudingsmaats nodig het. Dit maak nie saak of dit die tandepasta bysie, die finansies of die skoonouers en wie se ouers dit is nie. Dis nie die punt nie. Die probleem kom altyd in as die huweliksmaats nie ooreenstem nie en konflik met mekaar het. As jy nie dit uitsorteer nie, kan jy vergeet om dit met die skoonmense uit te sorteer. Dis stap 1. So die vraag is, Gerard, wat maak ons met die probleem dat jy en my ouers nie oor die weg kom nie? En ons dink nie eers daaraan om dit met die skoonouers op te neem voordat ons nie 100% saamstem presies wat die plan van aksie is nie. En dan maak dit nie saak wie met die skoonouers praat nie. Die egpaar moet net ooreenkom. Nee? Ek dink daar is sekerlik 'n bietjie van 'n beginsel dat ja, as jy met iemand getroud is jy deel van die familie, maar bloed is bietjie dikker as water en daar is sekere goed wat kinders met hulle eie ouers eerder moet opneem as waar die eggenoot of die eggenote noodwendig moet by wees. Maar Lise, die punt hier is, die plan van aksie moet onder die verhoudingsmaat solied, nie 98%, nie 100% solied wees. En van daar af is dit tog die doel van enige probleemoplossing tussen volwasse, redelike mense, om by 'n ooreenkoms te kom wat vir albei werk. Nie 'n wen-verloor situasie nie. Van ons gaan nou nie meer kersies by julle kuier nie en julle moet dit nou maar net aanvaar. Jy weet, dit is tog nie wat mens doen nie. Mens probeer ooreenkoms te kry en daar is maniere van ooreenkoms te kry en ons as mense is nogal swak daarmee. Maar ek dink wat ekstra inkom by die hele skoonfamilie konsep is die hele kwessie van grense. Grense is 'n baie belangrike komponent waar dit by skoonmense kom. Want die grense vervaag. Voorbeeld, oupa of ouma sal met die beste intensie en groot liefde sal hulle vir kleinkinders maar elkeen 'n sjokoladetjie gee. Maar die ouers het gesê, luister julle, ons doen dit nie, ons gee nie suiker nie, ons gee dit met ekstreme gevolge, asseblief moet dit nie doen nie. Dan kom oupa en ouma en sê, ag man, ek is oupa of ouma, ek kan dit mos maar doen. Dis mos nou nie so groot ding. Nou, dit is nie vir ons om te sê, niemand is reg en niemand is verkeerd nie. Maar daar is 'n tipiese voorbeeld van mense wat dinge goed bedoel, maar wat ongelooflike konflik en verskille kan veroorsaak en families uitmekaar uit kan dryf. Ja. Want oupa en ouma sal sê, hulle sal sê, maar dis my kleinkind. Ek sal vir hulle sjokolade gee as ek wil. En jy weet, dis daarom baie aanmatigend, nê. Maar soos jy sê, hulle het ook al daai reg verdien, maar ek verstaan hoekom jy sê as jy dan 'n plan het. So dis 'n onregverdige vraag want jy gaan natuurlik vir my sê elke verhoudings moet nou anders, so mens kan nou nie hier 'n praktiese plan nou hier, maar ek wil 'n voorbeelde van 'n huweliksmaats wat 'n praktiese plan dalk nou uitwerk. So kom ons vat nou hierdie sjokolade voorbeeld want dit is 'n baie groot voorbeeld. En hoekom wil hulle nie met chocolate eet nie? Want die kinders gaan hardloop teen die mure as hulle moet slaap vanaand. Ja. Almal besef dit. En oupa sê ag nee, maar daar bestaan nie iets soos aandagafleibaarheid nie en hy voer die sjokolade. Ja, en daar's niks sulke goed nie. Yes. Okay, so nou is jy en jou man moet nou saam praat oor, goed, hoe gaan ons nou hierdie aanpak? Kan jy dalk net 'n voorbeeld? Ek sê net wat ons moet doen nie, almal moet besef hierdie is nie moet nie. Dis 'n voorbeeld. So heel eerste, hier's Gerard en Hester en dis Hester se ouers. En Gerard wil teen die mure uithardloop want hy weier dat daar nog een sjokolade oor sy kind se lippe moet gaan. So heel eerste gaan Gerard en Hester bymekaar kom en hulle moet ooreenkom oor presies wat hulle. Kom hulle ooreen dat die kinders mag nie sjokolade kry nie, ja of nee? Want dis nie noodwendig dat hulle regtig ooreenkom nie. Hulle moet 100% ooreenkom. Of kom hulle ooreen dat as ons by my ouers is dit oukei dat hulle so 'n bietjie nou maar 'n sjokolade kry. Of is dit nee, glad nie, tensy ons so sê nie. En ons moet ooreenkom daaroor. Dan is die groot plan is, wat gaan ons maak met jou pa, Hester? Natuurlik is ons ook lief vir jou pa. En ons wil hom nie afskryf of die verhouding sleg maak nie. Ons wil hom nie uittrap nie en ons verstaan hy bedoel goed.
Maar hy verstaan nie hoe ons moet sukkel by die huis as daardie kind suiker in het nie. So, 'n voorbeeld van 'n ooreenkoms is, Hester, dis jou pa. Jy gaan eers mooi met jou pa gesels. Of wag, jy gaan eers met jou ma gesels. Want jou ma verstaan beter. Dan gaan jy vir jou ma vra, asseblief praat met pa, dat hy ophou met die sjokolade ding. Want as hy nie ophou nie, gaan ons met hom moet praat en ons wil nie konflik, ons wil nie sy hart seer maak nie. Goed, en dis Gerard en Hester se plan. Hester kom terugrapporteer en sê, maar luister, ma het met pa gepraat, en hy sê, ag nee, dis nonsens. Goed, nou wat is ons plan nou? Kom ons ooreen, Hester, nou gaan jy met jou pa praat. Of sê Hester, nee, weet jy, ek sien nie kans nie, want dit help in elk geval, die pa luister nie vir my nie, jy moet dalk met hom praat. Maar goed, kom ons kom daar ooreen, Hester gaan met hom praat. En Hester gaan vra, pa asseblief, jy weet. En dan gaan Hester dit doen, en as dit nie werk nie, wat gaan ons doen? Dan gaan ons volgende Sondag as ons kuier, dan gaan ons nou maar gereed sit met mekaar en ons gaan vir mekaar knipoog en met mekaar oogkontak hou en as ons sien oupa haal die chocolate uit, dan hol ek wat Gerard nader is en maak of ons gou moet gaan speel en jy gryp vir pa en gryp die chocolate en eet hom sommer op, maak nou nie saak wat die reëling is, maar dis ons plan van aksie. Hester, is jy in, Gerard, is jy in 100%. Want ons moet soos 'n span saamwerk. Ja. As dit nie werk nie, gaan ons dit doen. As dit nie werk nie, gaan ons dit doen. En redelike mense kom daarom tot op 'n punt. Wat as hulle saamwerk, kan hulle die plan redelik glad laat hardloop. Ek neem ook aan, Louis, dat die groot ding wat daar agter lê, is dat mens moet daarna kyk. Oupa of ouma wil voel hulle bederf hulle kleinkind, of hulle doen iets goed vir hulle eie kind, of hulle wil die liefde ervaar. Ja. Waar nou 'n direkte kind van die ouers wil ook nie hulle ouers laat sleg voel nie. En dan is dit nou skoondogter of skoonseun wil ook nie sleg lyk voor hulle ouers nie, maar hulle wil skoonouers nie, maar hulle wil ook nou nie hierdie kind met 'n chocolate eet nie. Want in baie gevalle kry jy ook dat, en dis nou presies waar jou eerste punt is, dat wie al jy gesê het, Gertruida voel sy kan nie laat die kind chocolate eet nie, maar dis nou Gerard se ouers. So Gerard sê, ag man, laat hy nou maar net die ou chocolaatjie gee vir die kinders. Daar lê die probleem. Gerard moet verstaan hoekom Gertruida nou so voel. As julle nie saamwerk nie, dan is die groot probleem nie die konflik met die ouers nie. En terwyl ons op daardie punt is, Lise, is as ouers met hulle kinders soliede verhoudings het, van die begin af, dan is die kans op konflik as die kinders getroud is en daar's kleinkinders baie skraler. Baie keer is daardie konflik nie as gevolg van die feit dat daar nou kleinkinders of 'n nuwe eggenoot of eggenote is nie, dit was maar altyd daar. Nee, dit was maar altyd daar gewees. En dit baie keer reflekteer dit ook nou maar op faktore wat eintlik nog nooit uitgesorteer is. Want gewone mense met baie goeie verhoudings kan na mekaar gaan sê, hoorie pa man, luister, los nou maar daai sjokolade toe. Dit werk nie vir ons nie en dan sal pa dit los as die verhouding goed is. Maar as pa nie daai sjokolade wil los nie, dan het hy baie ander goed ook nie in die verlede gelos nie en dit het ook weerstand veroorsaak in elk geval. En ons as mense, ekskuus Lisa, ja, ek wil nou net sê, onthou, jy wil eers sê jy eers. Nee, ons dink baie keer aan probleme in isolasie en ons dink aan iets dat dit vreemd is as ons dit nie dadelik 100% kan oplos met 10 tegnieke nie. En ek dink dis wat jy ook nou wou sê. Dis presies wat ek nou wou sê, is dat ons vergeet dat as pa nie die goed gelos het toe jy klein was nie, hoekom gaan hy die goed los nou? So ek dink baie keer moet die oplossings wees, as hy dan nou so 'n punt van liefde wil bewys aan hierdie kleinkind, kry dan suikervrye sjokolade in 'n groot boks wat hy sy hand kan insteek en vir al die kinders gee, hierdie ou boring ou goedjies wat niemand wil eet nie, maar dat hy kan nog steeds daardie dan rol vervul. Wat ons hier probeer sê is juis om iets teen te staan wat eintlik baie dieper is as wat ons almal besef, gaan dalk nie nou die onmiddellike konflik oplos nie. Ja, alles is ook nie oplosbaar of selfs bestuurbaar nie, maar ons probeer. En net soos wat jy met
daardie verhoudingsmaat van jou 'n aksieplan wil hê. Dit is tog die uitkoms van suksesvolle konflikbestuur. Is jy wil met jou ouers of jou skoonouers ook 'n ooreenkoms hê wat vir albei werk, nie net vir jou nie of nie net vir hulle nie. En dit beteken nie dat jy moet kompromiteer al ewig nie, maar dit is presies soos wat jy sê, jy kan dalk met skoonpa ooreenkom wat vir hom ook kan werk. Dit is tog die uitkoms van kommunikasie of wat ons probeer regkry. En want dit is baie maklik vir kinders om hulle skoonouers op 'n stadium te dwing tot oorgawe, veral as daar klein kinders is. Of vir skoonouers om kinders te dwing, veral as daar mag betrokke is, finansiëel of op 'n ander vlak. En dan is die enigste ander opsie. En partymal gaan ons na daai opsie toe. Dan speel jy die spel. Dan gaan jy Sondag en jy gaan speel goeie skoonseun en goeie skoondogter, en as jy in die kar klim en jy ry daar, dan kan jy weer jouself wees. Maar jy doen dit maar ter wille van die saak. En dis hartseer, nee, mens wil nie dit hê nie. Mens wil nie dit hê nie, maar wat ek wel uit vandag se gesprek kry hier is die eeueoue ding van die spieelbeeld van alle verhoudings. Met ander woorde, alles om ons verhoudings met ons kinders, ons verhoudings met ons skoonouers, met ons ouers, vriende, alles gaan die verhoudingsmaat se verhouding gaan 'n spieelbeeld wees. So soos jy sê, as jy nie hierdie ooreenkoms kan maak en saam staan as 'n span en net jy hoef nie kwaai te wees nie, niemand hoef iemand uit te skel of af te skryf of iets nie, maar net as 'n verhoudingsmaat kan saam staan om net 'n plan te maak om dit wat my irriteer of dit wat vir my moeilik is of dit wat vir jou moeilik is te kan aanspreek. Dis eintlik die hele basis van hierdie gesprek. Presies. Die aanname is jou ma of jou pa maak dit so moeilik, en as dit nie vir hulle was nie, het ons 'n lekker huwelik gehad. Dit kan nie wees nie. Dit beteken jy kan al jou ander konflikte uitsorteer, jy kan net nie hierdie uitsorteer nie, en dis nie moontlik nie. Nee. En dis 'n moeilike ding. Mense, ongelukkig hierdie tyd is nou inhaal, maar indien enigiemand vra het, jy kan 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Hierdie is 'n komplekse onderwerp. Verhoudings is maar kompleks en ons almal het ons eie goedjies en so onthou, jy kan jou vrae stuur, ons sal kyk of ons kan help so ver as moontlik. Maar indien jy regtig vashak, as hierdie regtig 'n verhoudingsprobleem is wat besig is om lewenskwaliteite te affekteer, gaan kry hulp, gaan vra vir iemand wat professioneel is, hoe kan jy hierdie konflik oplos binne in die familiekonteks. Maar weer eens baie dankie dat almal saam gekyk het en saam gesels het. Ons waardeer dit verskriklik baie en deel asseblief die gesprek. Julle moet 'n heerlike dag verder hê en onthou, kyk mooi na jouself.